gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig. Liewe gemeente, genade en vrede van God ons Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Prys die Here, ons God, die ewige koning. Hy is sy enigste seun, Jesus Christus, gestuur as die lig vir die wêreld en as ons paaslam. Deur hom mag ons lewe. Ons hemelse God en Vader, in hierdie stilte kom ons vanaand na U toe. Stilte, omdat ons ook U leiding beleef. Stilte, omdat ons weet, dat U ook aan 'n kruis vir ons gesterf het. Here, daarom kan ons kom na U toe en kom vra, Here, dankie. Dankie vir dit wat U vir ons gedoen het. Here, saam met dit, voel ons die pyn, voel ons die lyding, wanneer ons na 'n gebroke wêreld kyk. Mag U lig vir altyd skyn, al is dit donker, mag ons U lig raak sien. Amen. Genadige God, ons het U nie lief gehad met ons hele hart en met ons hele siel en met al ons krag en met ons hele verstand nie. Liefdevolle Here, ons het ons naaste nie lief gehad, soos U ons geleer het nie. Hemelse Vader, ons het nie in volle oorgawe aan U gelewe nie. Mag die Here se genade aan ons betoon, mag hy ons vergewe in sy getroue liefde, mag hy aan ons vrede gee. Ses dae voor die Paasfees kom Jesus weer in Betanië aan, waar Lazarus hulle gebly het. Die mense daar het 'n spesiale ete vir Jesus gereël. Martha
het hulle bedien en gesorg dat hulle genoeg het om te eet. Lazarus het saam geëet. Maria bring toe 'n houer met dierolie, wat van nardus gemaak is, daaraan. Dit het soet en baie lekker geruik, en is as 'n soort parfuum gebruik. Sy gooi toe sommer heelwat van die lekker olie oor Jesus se voete uit. Daarna vee sy die oortollige olie met haar hare van sy voete af. Die hele huis het lekker geruik van die heerlike olie. Judas Iskariot was nie baie tevrede daarmee nie. Dit is dieselfde een wat Jesus later in die rug sou steek. Hy was die volgeling van Jesus wat met hulle groepie se geld gewerk het. Wat se geldmorsery is dit? Hoekom het ons nie liewer die olie gevat en gaan verkoop nie? Ons sou maklik 'n volle jaar se salaris van 'n handwerker vir die olie kon gekry het. Dink net hoeveel armes ons met soveel geld kon gehelp het. Nou het ons niks nie. Maar Judas was 'n groter jakkals as dit. Hy was nie so vreeslik bekommerd oor die armes nie. Nee, hy was 'n regte dief. Hy het mos met Jesus hulle se geld gewerk en homself goed daaraan gehelp. Los haar, sê Jesus toe. Laat sy dit hou. Sy gaan dit weer nodig kry vir my begrafnis. Julle sal altyd weer 'n kans kry om die armes te help, want daar sal maar altyd arme mense wees. Maar met my is dit anders. Ek sal nie altyd by julle wees nie. As julle dan iets moois vir my wil doen, doen dit terwyl julle nog kan. Die nuus dat Jesus in Betanië was, het soos 'n veldbrand versprei. Die Jode het dadelik afgesit soontoe. Dit was nie net omdat Jesus daar was nie, hulle was baie nuuskierig om Lazarus ook te sien. Hulle wou sien hoe lyk iemand wat dood was, maar nou leef. Toe die leiers van die priesters dit hoor, het hulle besluit om Lazarus ook sommer uit die weg te ruim. Hulle het gesien hoe die Jode na Betanië gestroom en Jesus begin volg het. My heart is steadfast, O God, and I won't be led astray by the things that simply will fade before your face. Oh, and I will follow you. I, wrapped up in you, I belong to you.
Hulle kom toe by Betfage aan, die voet van die Olyfberg, nie ver van Jerusalem af nie. Gaan asseblief gou na Betfage toe, vra Jesus 2 van sy volgelinge. Nes julle in die dorp kom, sal julle 'n donkie met 'n villetjie byk haar kry. Bring hulle al 2 vir my. As iemand vra wat julle doen, sê, die Here het die 2 donkies nodig. Sodra hy klaar is, sal ons hulle terugbring. Jesaja het mos lank terug reeds gesê, sê vir die mense van Jerusalem, word wakker, julle koning is op pad. Hy kom eenvoudig op 'n donkie aangery, hy sit op die vil van 'n pakdier. Die 2 disippels het gedoen wat Jesus gevra het. Toe hulle met die donkies daar aankom, het sy disippels vir hom 'n saal van klere gemaak. Toe Jesus begin ry, het baie mense aan hom saamgedrom. Die meeste van hulle het los klere wat hulle by hulle gehad het, mooi voor sy donkie oopgevou. Ander het weer boomtakkies op die pad voor hom gegooi, sodat hy op die groen tapijt kon ry. Hulle het hom soos 'n koning verwelkom en hard uitgeroep, hoera vir die seun van Dawid, prys hom, op gesag van die Here self kom. Laat die hemel van ons vrolike hoeraas verwelkom. So is Jesus met die hele groep mense Jerusalem in. Dit het nogal 'n opskudding in die stad veroorsaak. Wat gaan aan? Wie is hy? Het die mense in Jerusalem probeer uitvind. Dit is Jesus, die profeet uit Nasaret in Galilea, het mense in Jerusalem se groep en Jesus se groep uitgeroep. Onder al die Jode was daar ook 'n klompie Grieke in Jerusalem. Hulle het spesiaal vir die fees gekom. Hulle loop toe vir Filippus, die een wat van Betanië in Galilea afkom raak, en vra hom, meneer, kan ons asseblief 'n bietjie met Jesus praat? Filippus praat toe met Andreas daaroor, en hulle is toe saam na Jesus toe. Jesus sê toe vir hulle, die tyd kom nou vinnig nader dat julle sal sien hoe belangrik ek regtig is. Laat ek dit vir julle so verduidelik. 'n Koringsaadjie wat jy nooit saai nie, sal maar net een saadjie bly. Maar as jy dit in die grond saai, verdwyn daardie saadjie vir 'n ruk lank. Dit is of dit doodgaan, maar dan kom daar 'n plantjie op en dit dra honderde koringkorrels. 'n selfsugtige mens wat niks verander voel nie, omdat hy net heeltyd aan homself dink, is op die verloorpad. Hy gaan uiteindelik niks oorhou nie eens sy eie lewe nie. Wie egter ander in die lewe eerste stel en bereid is om opofferings te maak, al kos dit wat, leef soos God dit wil hê.
Hy sal alles wen, omdat God sal sorg dat hulle geestelik vir altyd sal leef. Iemand wat my wil dien, moet dus bereid wees om my voorbeeld te volg. Hy moet in enige situasie presies doen wat ek sou doen. Ja, in hierdie lewe moet hy aan die werk wees op plekke waar ek graag nog sou wou werk. God sal self iemand wat dit doen, prys. Op die oomblik is my gemoed beswaard. Ek weet nie mooi wat om te bid nie. Ek sal bid, Vader, maak 'n ander plan sodat ek nie hoef te sterf nie. Maar dit kan ek tog nie bid nie. Ek het dan juis gekom om te sterf en om op te staan. Ek kan nie net een gebed bid. Ek kan net een gebed bid. Vader, doen wat nodig is, sodat mense kan sien hoe groot en belangrik U is. Skielik praat iemand uit die hemel. Ek het al baie vir mense gewys hoe groot en belangrik ek is, maar ek gaan dit weer 'n keer doen. Hoor die donder weer, het party gesê, nee man, dit was 'n engel wat met hom gepraat het, kom die weer van ander af. Julle is reg. Iemand het gepraat, sê Jesus, maar hy het eintlik nie met my gepraat nie, maar met julle. Die tyd het gekom dat die mense gaan hoor wie reg en wie verkeerd is. Party mense dink mos die duiwel swaai die scepter in die wêreld. Wel, ek het vir julle nuus. Sy mag is gebreek. Hy het nie meer 'n sê in hierdie wêreld nie. By my gaan julle ware mag sien. Ek gaan opgelig word van die aarde af. Soos 'n magneet gaan ek dan mense na my toe aantrek, weg van die sonde van die wêreld af. Nou is ons de mekaar, sê die mense toe. Sover ons weet, sê die skrif, dat as die redder eers eenmal hier is, hy altyd hier sal bly. Nou sê jy dat die seun aan 'n kruis gaan hang. Waarvan praat jy? Wie is hierdie seun? Jesus antwoord toe met 'n beeld. Dit is nog nie donker nie. Die lig gaan nog 'n rukkie hier wees. Gebruik die lig om te doen wat jy moet doen. Net nou kom die donker en dan is dit te laat. As dit eers donker is, verdwaal jy maklik en dit is 'n gemors. Die lig skyn nou oor julle. Maak oop julle oë en aanvaar die lig. Dan sal julle altyd by die lig wees en werklik sinvol kan leef. Daarna is Jesus daar weg, sonder dat die mense presies geweet het waarheen hy is. Say
Jesus het nog ernstiger geword en was nou sigbaar ontsteld. Ai, dit is vir my swaar om dit vir julle te sê, maar een van julle gaan my lelik in die rug steek. Wie sou dit nou wees? Het van die volgelinge so stilletjies onder mekaar gevra. Simon skraap toe moed by mekaar om te vra. Hy knip toe vir die disipel wat langs Jesus gesit het. Dit was die disipel van wie Jesus baie gehou het. Vra 'n bietjie wie dit is. Die disipel leun toe oor. Here, wie is dit? Jesus sê toe, ek gaan 'n bietjie sous oor hierdie brood sit en dit vir een van julle gee. Kyk mooi, dit is hy. Jesus doen dit toe en hy gee die brood vir Judas, seun van Simon Iskariot. Hy het dit gevat en geëet. Van toe af het Satan 'n houvas op hom gekry. Jesus sê toe, moenie nog wag nie, maak gou. Die ander aan die tafel het nie geweet wat Jesus bedoel het nie. Hulle het gedink dat dit iets is met die geld te doen. Judas het mos met die geld gewerk. Judas moes seker nog iets vir die fees gaan koop of ietsie vir die armes gee, het hulle vir mekaar gesê. Judas het dadelik opgestaan en uitgestap. Buite was dit pikdonker. Die Paasfees was net om die draai. Jesus het besef dat die tyd gekom het om terug te gaan na sy Vader toe. Dit was nie vir hom maklik nie. Hy het baie geheg geraak aan sy getroue volgelinge hier op aarde. Hy was baie lief vir hulle. Daardie aand het Jesus saam met sy groepie getrouste volgelinge geëet. Die duiwel het al klaar vir Judas oortuig om Jesus in die rug te steek. Dit het Jesus nie bang gemaak nie. Hy het van God afgekom en moes nou teruggaan. Boonop het hy alles onder beheer gehad. Daarvoor het God gesorg. Jesus staan toe op en bind 'n handdoek om sy middel vas. Hy maak toe 'n bak vol water en begin sy volgelinge se voete een vir een was. Met die handdoek om sy lyf droog hy hulle voete af. Hy kom toe by Simon Petrus. Voor hy nog kon begin, val Petrus weg. Here, wil u regtig my voete staan en was? Petrus, dit mag nou vir jou snaaks lyk dat ek so iets wil doen, sê Jesus. Maar gee 'n bietjie kans, al hierdie dinge sal wel later vir jou begin sin maak. Moet asseblief nie aan my voete raak nie, vra Petrus, nie nou nie, ook nie later nie. Wel, antwoord Jesus hom, as ek nie jou voete was nie, beteken dit dat jy nie een van ons is nie. Dan gaan jy ook nie kry wat ek vir jou kan gee nie. Here, as dit die geval is, moet dan asseblief nie by my voete stop nie. Was my hande, was my kop, sommer alles.
Jesus sê toe, jy het mos vanoggend gebad. Dit is nou eers genoeg om net jou voete te was, dan is jy weer heeltemal skoon. Maar nie almal van julle sal skoon word nie, al was ek almal se voete. Hierdie laaste sin was op Judas gemik. Jesus het mos geweet Judas gaan hom verraai. Jesus het voortgegaan en almal se voete gewas. Daarna gaan sit hy weer op sy plek. Maak dit sin wat ek vir julle gedoen het? Wel, laat ek dit so vir julle verduidelik. Hoe praat julle oor my? Julle noem my mos die een wat alles vir ons leer, of ons leier vir wie ons onvoorwaardelik volg. Julle is natuurlik reg. Ek is al hierdie dinge. Nou maar goed, as ek die een wat julle leer en lei, julle voete was, wat sê dit vir julle? Net een ding. Julle behoort mekaar se voete net so te was. Ek het nou vir julle 'n goeie voorbeeld gegee. Volg daardie voorbeeld. Doen aan mekaar wat ek aan julle gedoen het. Dit kan nie anders nie, want die werker skryf mos nie net vir die baas voor wat om te doen nie. As jy iemand stuur, vertel die een wat gestuur word nie vir jou wat jy wil hê nie. Dit werk mos andersom. Dit weet julle tog. As julle regtig gelukkig wil wees, moet julle doen wat ek nou vir julle gesê het. Julle sal sien hoe belangrik die seun regtig is. Dan sal julle ook sien hoe groot en belangrik God is. Hierdie groot God gaan self vir julle wys hoe belangrik sy seun is. En julle sal nie meer lank hoef te wag om dit te sien nie. My liewe vriende, my tydjie by julle raak nou min. Ek gaan weg en julle sal my soek, maar my nie kry nie. Julle sal nie kan kom waar ek gaan nie. Ek het mos al vir die Jode gesê, nou sê ek dit vir julle ook. Julle moet mekaar lief hê. Dit verwag ek van julle. Kyk hoe lief ek julle het. Laat dit vir julle die voorbeeld wees van hoe lief julle werklik mekaar moet hê. Hierdie liefde van julle moet as te ware hard en duidelik praat. Mense moet daarna kyk en sê, kyk net, daar's 'n volgeling van Jesus. So het dit gebeur, dat hulle met Jesus kon doen wat hulle so lank al beplan het. Jesus het van die vesting van Pilatus afgestap met die kruis oor sy skouer. Hy met die klomp mense is na die plek van die Kopbeen toe. In Hebreëus het die mense van Golgotha gepraat. Daar het hulle hom aan die kruis opgehang om dood te gaan. Saam met hom het hulle nog 2 gekruisig, een aan elke kant met hom in die middel. Pilatus het ook 'n nota geskryf en dit aan Jesus se kruis laat vasmaak. Dit het gesê waarom Jesus gekruisig is. Hy het geskryf, Jesus uit Nasaret, die koning van die Jode. Pilatus het die nota in 3 tale laat skryf, Hebreëus, Latyn en Grieks. Die kruise het vlak by die stad gestaan. Baie Jode het daar verbygestap en gelees wat Pilatus se nota gesê het. Die leiers van die priesters was baie ontsteld hieroor.
Hulle het reguit na Pilatus toe en sê, moet asseblief nie skryf koning van die Jode nie, dis nie reg nie. Skryf liewer, hierdie man het beweer, ek is die koning van die Jode. Pilatus het voet by stuk gehou. Wat ek geskryf het is finaal, dit bly net so. Die soldate wat Jesus gekruisig het, vat toe Jesus se klere, hulle pak dit in 4 hoopies. 'n hoopie vir elkeen wat gehelp het. Die kledingstuk wat Jesus gedra het, was 1 stuk materiaal gemaak. Dit was nie stukke lap wat aan mekaar gewerk was nie. Die soldate bespreek toe die saak. Dit sal darm 'n groot skade wees om hierdie kledingstuk in stukke te skeer. Kan ons nie liewer looitjies trek nie? So gesê, so gedaan. Sonder dat hulle dit besef het, het hulle maar net gedoen wat die skrif lankal gesê het hulle sou doen. Hulle het my klere onder mekaar uitgedeel. Vir my kledingstuk het hulle looitjies getrek. Dit is presies wat hulle gedoen het. Die soldate was nie die enigste mense by die kruis nie. Jesus se ma en sy tannie Maria, wat met Klopas getroud was, en Maria Magdalena was ook daar. Toe Jesus sy ma daar sien staan, saam met sy volgeling vir wie hy baie spesiale plek gehad het, sê hy, Ma, laat hy van nou af jou seun wees. Hy kyk toe vir sy volgeling, my vriend, laat sy van nou af jou ma wees. Van toe af het Maria by hom gaan bly en hy het haar versorg. Jesus was nou tevrede dat hy alles gedoen het wat hy moes doen. Hy sê toe, ek is dors. Die skrif het mos gesê dat hy dit sou sê. Naby die kruis het iemand se bottel suurwyn gelê. Die mense vat toe die wyn en gooi daarvan oor 'n spons. Met 'n takkie wat hulle van 'n hisoplant afgebreek het, lig hulle die spons toe tot by Jesus se mond. Jesus het sy lippe en mond daarmee nat gemaak. Hy sê toe, nou het ek alles gedoen wat ek moes doen. Sy kop het vooroor geval en hy het sy laaste asem uitgeblaas. Dit het op die Vrydag gebeur. Mense was besig om alles reg te kry vir die Paasfees. Dit was vir hulle 'n belangrike dag, want daardie jaar het die fees en die Sabbat saamgeval. Die Jode se godsdienstige reëls het dit verbied dat Jode op die Sabbat nog aan die kruis mag hang. Hulle is toe na Pilatus toe en het hom gevra om die mense wat aan die kruis gehang het se bene te breek. Die skok sou hulle help dat hulle gouer doodgaan. Dan het hulle van die kruis afgehaal voor die Sabbat kon begin. Pilatus het gesê hulle kon dit laat doen. Die soldate het toe die bene gebreek van die 2 mans wat saam met Jesus daar gehang het. Toe hulle by Jesus kom, sien hulle dat hy klaar dood was. Dit was toe nog nie nodig om sy bene te breek nie. Om seker te maak dat Jesus dood was, steek een van die soldate Jesus in sy sy met 'n spies. Daar het bloed en water uit die wond geloop. Dit is nie net sommer stories nie. Dit het regtig gebeur. Daardie man het dit met sy eie oë gesien. Hy praat die waarheid en sal nie lieg nie. Jy kan maar glo wat hy vertel. Die skrif het mos lankal gesê dit sal gebeur. Luister net. Hulle sal nie 'n enkele been van hom breek nie. Staan daar op die een plek en op 'n ander plek staan, hulle sal kyk na die een wat hulle met die spies gesteek het. Josef, wat uit Arimatea gekom het, was ook 'n volgeling van Jesus. Hy het dit egter probeer stilhou, want hy was bang dat die Jode hom iets sou aandoen as hulle dit uitvind. Toe alles verby was, is hy na Pilatus toe. Hy vra toe Pilatus reguit of hy maar Jesus se liggaam kon gaan begrawe.
As niemand die lijke gevat het nie, het die soldate dit gewoonlik sommer een kant in 'n vlak graf gegooi. Pilatus het vir Josef gesê hy kon dit maar doen. Hy het toe Jesus se liggaam van die kruis gaan afhaal en wegvat. Nikodemus het ook bygekom. Dit was mos hy wat destyds in die nag na Jesus toe gekom het. Hy het 'n klomp mirre en alwyn by hom gehad om Jesus se liggaam vir die graf reg te kry. Altesaam het dit so 33 kg geweeg. Hulle het Jesus se liggaam mooi in linne toegedraai. Die linne was deurweek van die mirre en alwyn. Dit is wat die Jode destyds gedoen het as hulle iemand begrawe het. Jesus se kruis het in 'n tuin gestaan. In die tuin was daar ook 'n graf wat pas klaar uit die rots gekap was. Dit het soos 'n kamer gelyk. Hulle het Jesus net daar begrawe. Hy was die eerste een wat in daardie grafkamer begrawe is. Dit was gerieflik en naby, want die tyd was min. Hulle moes ook nog alles vir die Jodese fees gaan regkry, voor die son gesak en die Sabbat begin het. Daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid, voor die ark het hy dans en juig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg? Want daar was 'n houtkruis, my redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete in die dans los wil breek. Want daar was 'n houtkruis, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Vra nie hoe jy voel nie, as 'n voelens sogenaamd besluit te raak, was daar nooit die by nie. Toe die spykers deur die bloed van die houtkruis kraak. Ja, daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, daarom sal ek sing.
Daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. Daarom sal ek sing. Die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Ek het van die Here ontvang wat ek ook van julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my nagedagtenis. Net so, ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is dus 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dit is 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en ons toekomsverwagting. Om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat ons onsself in die teenwoordigheid van die Here ondersoek voor ons van die brood eet en uit die beker drink, sodat ons nie 'n oordeel oor onsself bring nie. Ons word verplig om opnuut na te dink oor al ons sondes. Daar is sondes waar ons met gedagtes, met woorde of met dade oortree het. Daar is ook sondes wat versuim waar ons nagelaat het om op die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons dan hieroor opreg voor God verootmoedig. Laat ons dan vasglo dat ons oortredinge vergewe is op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus. En laat ons ernstig daarna strewe om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens te lewe. Mag ons, die almagtige barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus, deur sy Gees ons daartoe help. Kom ons bid saam. Here, voordat ons hier ook aan die tafel kom sit, deel ons in die lyding wat U deurgegaan het. Deel ons aan die pyn, deel ons aan die hartseer wat geliefdes beleef het, toe hulle gesien het hoe U vasgespijker is. Here, mag ons dan deur vanaand ook onsself herinner, dit wat U beleef het.
Here, mag ons dan ook die boodskap kry van dit wat U ook vir ons gee. U wat vir ons elkeen aan 'n kruis kom sterf het. Amen. Die brood wat vir ons gebreek word en die vreugde wat ons daardeur kry wanneer ons sien dat dit gebreek is. Kom herinner ons, wanneer ons hierdie broodjie eet, dat Jesus Christus aan 'n kruis vir ons gesterf het, maar dat sy liggaam vir ons juis ons sondes laat vergewe. Die wyn wat ons dan raak sien, is 'n teken van Jesus se bloed. Die wyn dat ons dink aan Jesus se bloed, wat ook aan die kruis vir ons gevloei het, wat vir ons beteken dat ons sondes vergewe is. Mag ons vanaand daaraan herinner aan Jesus se laaste woorde. Sy laaste woorde wat uitgeroep het, Eli, Eli, lema sabachthani. Ja, dit beteken, my God, waarom het U my verlaat? Dit was die laaste woorde, en toe het Jesus sy asem uitgeblaas. Amen.